Net geredde mense sal alle mense waarsku. Want die wat gered is, weet waarvan hulle gered is. Dus sal daar twee goed uit hulle mond uitkom. Meeste van die tyd, en dis dankbaarheid en smeking. Thanksgiving and supplication. Pray always. Jy sien, dit maak sin, nee, dit werk uit. Nou die dag praat ek met verskeie mense wat baie min het. Oud, haweloos, wat ook al. Eerste ding wat uit hulle mond uitkom is Jesus. Daai selfe middag gaan sit ek met 'n man en praat. Weet nie wie hy is of wat hy doen nie. Red ek wel af. En hy sê aan my, hy's 'n koster in 'n kerk. En die laaste ding uit sy mond uit is Jesus. Was iets fout, man. Is iets lelik fout. En vanoggend het ek 'n broer Rekke opgewerk en ek hoop hy vra daai vraag vanoggend, want net so baie wat ons moet mooi luister. En luister hard. Moet ons ook luister wat nie gepreek word en verklaar word nie. En dis vanoggend en ek gaan moet Engels toe gaan nou. Jy weet nou, die oomblik, wat vir my baie opmerklik is, die oomblik as jy met 'n Christen praat oor iets om te doen, dan is hulle skouertjie styf. Regtig, die oë begin soms so skuif. Ons is mos nie onder die wet van Moses nie. Kyk, so daar's nog geen wet nie. Yes, Jesus het alles gedoen. So waaroor wil ek vanoggend praat? Jy weet, wanneer iets wet word, wanneer 'n kommissie gestel word, dan word dit wet. Dis vir my so snaaks. Ek verstaan nie wat doen mense as hulle al hierdie skrif lees nie. Is dit laat hulle dit net skiep of verwerp of net probeer inskuif onder die mat of wat? Want hoe lees mense al hierdie goed mis? Dit laat 'n mens wonder, meneer, mevrou, wat se wet is daar wat jy in die donker leef? Wat jy nog nie bely het nie, wat jou so opstandig maak vir God se woord? Het Jesus dan geen bevele gegee nie? Wat is dit daai dingetjie wat jy nie so baie like nie, Wat is daai wat die Here vir jou gesê het, wat in jou lewe is, wat jy so teen rebelleer, wat jou so kwaad maak vir manne wat die goed noem? Dis heksery, man. Dit is wat rebelsheid is. Maar ons steek dit goed genoeg weg vir almal, né? Maar God sien dit. En dis die ding. Dis al wat saak maak op die einde, dat ons kaal is voor die Here. Kaal! Jy weet jy nou in die Here se oë. En die Here sê, weet jy wat, prostituie en hoere sal eerste in die koninkryk ingaan voor hierdie eie regsmensies. Ons is kaal voor die Here. Ons make-up en hoe ons lyk en aantrek, luister man. Die Here kyk nie daarvoor nie. Sodra jy mense sê om iets te doen, dan nee, hierdie outomatiese, wat ek kan maar leef met 'n man in my huis buite 'n huwelik. Ek kan maar die goed doen, die Here sal verstaan. Ons praat en dit is dieselfde mense. Ek kan maar leef in daai diefstal. Ek kan maar steel van jy weet van die ene, Ek kan maar leef in onvergifnis teenoor ander, né? Die Here sal verstaan hoekom ek 'n broer haat.
solank ek 'n vorm van heiligheid het, né? Maar wat het geword van die krag? Wat se krag praat die Bybel van? Wat ons verwerp, van die skynheiliges. Hy praat van die Heilige Gees, sodat ons kan wat? Oorkom. Maar dit rustig, wanneer mense dink aan dit, of nee, jy weet, dit is nie wat ons geleer is nie, dis nie wat ons tradisies, ons oorkom beteken, dis alweer werk, man. Ag, toe. Elke dag afbuk en my kruis optel? Nee, dis te veel werk, kan ek kom nie flip met my voetjie nie, want as ek afbuk, val my selfoon uit, val my beursie uit, val my make-up uit. Nee, kan nie wees nie. En tog sê Jesus dat baie mense voor hom gaan staan. Weet jy wat gaan Jesus vir hulle sê? Gaan weg van my af, jy wat wetteloos is. Bring dit nie mans en vrouens tot 'n punt wat hulle dink hulle glo, as hier's fout. Hier's fout, julle, hier's groot fout. Jesus sê dan, gaan weg van my af, wat se wet? So was alles wat Jesus gesê het, voorstelle. As jy okay is daarmee, my kind. Is dit wat Jesus gesê het? Dink ons regtig, ons kan vanoggend sê, ek leef nie meer, maar die Here leef in my, met bewustelike goed wat God haat in ons lewens. Want hier is die ding, hoe ontken ons die krag van God? Deur te leef in die sonde. En die oomblik, as ons dit hoor uit 'n predikant se mond uit, dan begin ons, wet, werke, Wie is die oorkom? Wie is die wat oorkom? Maak die Bybel nie nou meer sin nie, want as ons sê, ja, nee, dit is so, die min en die baie, ja, maar ons almal sondig in ons hart, jy's reg, want as ons geoordeel gaan word volgens wat ons dink in ons harte, het nie een van ons 'n kat se kans nie, maar tog is daar verskil hierso. Tog is daar, al sterf ons almal, gaan loop daar deur die grafstene. Elke persoon wat daar lê. Maar tog word van hulle gered. En tog gaan die meerderheid. Maar ons mag nie meer die woord sê nie, want dit is negatief. Dis negatief. Dis nie, dis realisties. Tensy jou Bybel nie die woord van die Here is nie. Maar tog, hoe dan nou so? We've all fallen short. Yes, we do. Maar tog is daar die wat val tot redding. En tog is daar die meerderheid wat val tot hel. Verander dit enigsins? Daar's 'n verskil hierso. Daar's 'n verskil. Is dit nie wat Paulus gesê het vir die Korintiërs nie? Maar so was van julle. Maar julle is skoon gewas met die bloed van die Here. Nou hoor hierso. As daai mense daar gesit het, kan een wat daar gesit het sê in hulle harte is hulle perfek met die Here? Nee. Kan een mens daar sit sê hulle het nie temptasies nie? Nee. Maar tog is van hulle gered. Wat is die verskil? Hulle het opgehou om dit te doen. Hoor die verskil. Jy gaan jou lewe lank beklei teen daai vlees wat vrot.
En die Here sal, wat 'n goeie werk begin het, dit klaarmaak. Ja, maar is nou 'n nuwe tyd, jy weet. Ons wil nie die ou goed. Ek het een woord vir daai persoon vanoggend. God verander nie. God verander nie. En dis 'n groot probleem vir baie mense. Want ons verander. Dis 'n groot probleem vir baie mense, want hulle baseer hulle redding op hulle eie goedheid. Dan is daar die wat hulle redding baseer omdat iemand anders vir hulle gesê het hulle is gered en hulle weet nie eens wat die woord sê nie. Want wie gee vir ons daai versekering van om gered te wees? Die woord van die Here. Wie is die woord van die Here? Dis Jesus. Ja, maar Dion, jy maak mense bang. Reg so, ek's bly. Wees nou maar bang en wees offended nou. Die Here het gekies wie sy woord hoor. Wie onder conviction kom. Want daar's baie mense volgens die Bybel wat dink hulle het geglo. Wat dink hulle was gered. So ja, jy brand jou broers, Dion. Weet jy wat, brand dan nou 'n bietjie, want daar's 'n ander ene. Brand dan nou 'n bietjie, man. Ja? Ja, wel, hy wat eerste, wat sonde tel die eerste klip op. Weereens, as dit is hoe ons die woord verdeel, dan het ons niks om oor te preek nie. Dan mag niemand preek nie. Almal van die pulpits af. Almal. Jy sien, hoe verwar ons die woord van die Here. Die Here sê, preek teen hierdie dinge. Want dit wat ons aanvaar as goddeloos in die naam van humanisme, is presies wat die Bybel van praat. Want as jy nie teen dit is nie, as jy met dit. En net soos God sê, if you not for me, you're against me. Now come on, man. So hier sê ek vanoggend weer, daai ding wat ek van praat, vergewe my Here. Matthew 28 verse 16. But the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. And when they saw him, they worshipped him, but some were doubtful. And Jesus, the one that died for you. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Voor ek na vers 19 gaan luister hierso. In Genesis het die Here gesê, Genesis 1 vers 28. Dit was hoe dit moes wees in die begin. On the sixth day man was commissioned by God to fill and subdue the earth and to rule over the creatures. Genesis 1 vers 28. Maar ons almal weet wat daar gebeur het, né? Hoor wat sê Jesus nou? In vers 19 in Matteus 28. Go. Therefore, and make disciples of all nations. En die ander synoptic gospels, alle mense, die hele creation. Nie van laat hulle confess nie, nie van aanvaar die Here in jou hart en jy's fine nie. Plumbers maak plumbers. Accountants leer accountants. Om bietjie mooi lees wat hier staan.
Go therefore. Nee, dit was net vir die disippels. Nee, dit was net vir die... Nou, deel ons die Bybel op soos dit ons pas. Nee, ek wil nie baie geld gee vir God nie. Ek gaan nou terug na die Ou Testament toe, dis net 'n 10de. Kom ons gee hom net 'n 10de. Nee, ons gaan nie hierso met geld gee na die Nuwe Testament toe nie, want daar is dit 'n bietjie meer as 'n 10de, is dit nie? Julle wat sy garage so vol teen die dak is, né? Ons spring nou sommer bietjie hier, dit pas my lewe beter. Kom ons verdeel die woord van God, dat dit my pas. Go therefore, go. Ek wil so baie vir die Here doen, Dion. Die Here het my deur 'n egskeiding gevat, sê die vrou. Die pyn. Die Here het my restoreer, en ek was so seer, ek so naby aan die Here. Ek wil nou, soos 'n warm gebakte brood uit die oond uit. Ek wil gaan verklaar aan die ander vrouens en mans wat in die pyn van egskeiding leef. En sê, hoor, wat sê die Here? Kyk wat die Here vir my gedoen. Dis 7 jaar terug. Julle weet wie julle is. Want 'n jaar daarna, nee, maar ek het nie genoeg stoele om hulle te huisves in my huis nie. Nee, maar ek moet eers studies bywoon. Jep, go, sê die Here. Net vanoggend weer herinner. Jy weet, as jy gaan kyk, Mordekai het vir Roof gewaarsku. As julle weet ooit waarvan ek praat. Die wat weet waarvan ek praat. Weet jy wat het Mordekai eintlik vir Roof gesê? As jy dit nie doen nie, stuur ek iemand anders. Ek kan vir julle vele voorbeelde gee vanoggend. Soos die Nuwe Testament sê, daai is vir ons tot wys as voorbeeld. Die parable van die talente. Daai een wat die een gaan wegsteek het en gesê, Here, ek was bang, jong. Ek het die enetjie gaan wegsteek. En die Here sê, plaas jy daai een talent wat ek jou gegee het, nee, gaan in die bank sit, dat ek 'n bietjie rente kon kry. Go, sê die Here hierso. Go. Wie sê julle vanoggend sal sê go? Want die Here se hand is op jou, en ek sê vir jou, die Here wys ons, hy sal op 'n punt sy hand wegvat. Nie my woorde nie, sy voorbeelde, oor en oor en oor. En Jesus sê go, en die vyand sê no. Elke persoon. Here, ek moet eers kwalifiseer. Hey, when you are saved, you are called. Die Here het my geroep, sê die man, sê die vrou. When you are saved, you are called. So ek sê vanoggend vir almal hierso wat luister, moenie kom vir my vertel van die dokters en die meestersgrade en die honeursgrade nie. My broer, ek het ook studeer. Ek sê vir jou vanoggend, die Here het my gered van al daai gemors, van al daai grade. Weet jy wat het dit weggevat, sy woord? Dankie Here daarvoor. Dat ek ontleer het met die afgewaterde dinge. Go, sê die Here vanoggend weer. Nou, ek het nou net vir almal gesê, die Here het jou geordineer. Gaan brand jou sertifikaatjies van mens. Die Here het jou geordineer. Jy is geordineer. When you are saved, you are called. When you are saved, you are called. If you are saved, you are called. Nou sien dit 'n bietjie anders vanoggend. Daar sê, geluk man, julle is geordineer. Nou wat nou? Go, therefore, and make me, go, gaan, therefore, and make what? Disciples. Gaan 'n bietjie verder, nee, as net 'n man wat vorentoe loop.
Dis 'n bietjie verder. Die begin van redding van 'n kind van die Here is die begin van 'n weg. Nie die climax nie. Weereens, hierdie goed wat ons glo, dan het ons nie eens die woord nodig nie. Go! Baptizing them. Hoor hierso. In wie se naam? Father, Son, and the Holy Spirit. En net so terloops, die Vader noem homself God in die woord. Die Seun noem homself God in die woord. En die Heilige Gees noem homself God in die woord. Het gaan aan hierso. Wat moet ons doen? Wat is hierdie commission? Nee man, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer. Ag magtig, ek kan nie eens my hand by my mond kry nie. Foei tog. Teaching them to what? Observe all that I. Wie praat hierso? Jesus. Hier kom die woord. All that I what? Commanded you. Wet. Wat is daai wet wat jy nie so like nie, meneer en mevrou vanoggend? 'n Probleem met die bladsytjie het ons. Have you seen Jelly Bean? All that I commanded you. Daar kom 'n wet klaar in. Maar nee, dis net vir priesters en bishops en dominee en die wat die Here anoint het. If you are saved, you are called. Have you not seen Jelly Bean? Amen, amen, amen. Teaching them to observe all that I commanded you. Hey. Hoe groei daai rebelse vleesie nie nou nie, né? And lo, I am with you always, even to the end of the age. Mense, dis maar een van baie bevele. 'n Bevel van Jesus Christus, sy wette. En dis hoekom dit sin maak, wanneer Jesus sê, dat baie voor hom gaan staan, en hy sê, gaan weg van my, jy wat wetteloos is. Wanneer rebelsheid van die vlees, wat tot op die einde gaan, ons almal gaan, ons een ding onthou, dat ons almal een Heilige Gees ontvang het. Daar's geen groot man van God nie. Daar's geen groot vrou van God nie. Geredde mense waarsku ander, want hulle weet waarvan hulle gered is. En wanneer jy weet waarvan jy gered is, sal jy baie dankbaar wees. Jou gebede, jou witnessing, jou testimony, dankbaarheid. En wat volg outomaties daarna? Smeking. Dan moet ek alweer iets doen. Yes, dis wat die woord supplication beteken. Smeek. Want geredde mense waarsku ander, al kos dit hulle alles. En ja, sê ek vanoggend, ek verklaar wat die Here sê. Wat vir jou onmoontlik is in die vlees, is moontlik vir God in die Gees. So gaan kyk mooi. Agter elke man wat so rebelleer, die oomblik as hy of sy, wat is hy, wat jy is nie so like nie, my broer en my suster, Want ek sê vir jou, jy kan dit oorkom vanoggend. Jy kan in die Heilige Gees van God to overcome
come. En terwyl jy asem het, dan sê, but such was I. En ek sê vir oggend weer, wat baie mense gaan ontstel. Jesus sê, vir baie mense vir oggend, moenie sê, ek is in jou huis, met dit wat in jou huis en jou hart aangaan nie. Ek staan by die deur. Jy kan vir almal gaan vertel van jou en Jesus, maar jy het 'n baie belangrike besluit om te maak vir oggend. En dit is 'n moeilike besluit. Dis 'n baie moeilike besluit. Jesus sal nie jou sonde seën nie. Hy het gelei. Hy is gekruisig. Hy is opgestaan. En hy het vir ons sy Heilige Gees gegee dat ons kan oorkom. Dis dieselfde Heilige Gees wat hart in baie mense se harte vanoggend sê, nee. Die vlees sê ja. Maar wees gewaarsku, sê die Here. Want hy stem sal sagter word. En geen man of vrou sal voor die Here staan en sê, hulle het nie geweet nie. Want die waarheid is, hulle was baie lief vir hulle sonde. Lus van die oog, lus van die vlees en die trots. God in ons, al lyk dit of ons nie 'n kat se kans het nie, Here, ek kan dit nie stop nie. Wanneer daai gevoel oor my kom, is dit oorweldigend, Here. Ag, Here, jy sien, die wat oorkom. En dis al hoe die Bybel sin maak vir mense. Maar hulle wil dit nie erken nie. Die vyeboom se blare lyk pragtig. En Jesus het daai vyeboom vervloek. 'n vorm van mooiheid. Maar geen doel nie, doelloos. Go. God be with you. Vir my 3 dogters sê ek vanoggend, dat julle die waarheid kan plant van die Here, al kos dit julle hele lewens, my kinders. God met julle. God met julle. Amen.